Welkom by jou ma se pot, vir ons die mooi, die lelik, die lekker en die sleg van ma wees, vrou wees, mens wees en lief vir Jesus wees gesels. Ja. Ehm ek het gedink soos ek weet nie of jy al daai van Pletsyn se show gekyk en dan sê soos hy noem dit prating. Hulle O gaan ja. praat daai mengel storie. Ja, Nou ons is geselsing. geselsing, ja, Yes, definitief hierdie geselsing. week gaan ons geselsing oor die orde uiteindelik kom ons by ons Ja, dis nie vir my 'n verrassing nie. ja, maar net Stel regtig gerus. geweet hierdie keer. Ons beplan dit al 'n rukkie, maar die Here het ander planne nog heeltyd gehad en dit was eintlik vir ons albei 'n super weird week. So vir my persoonlik was dit seker die week wat ek die Here die minste eerste in my lewe gesit het. Mm. Nie soos nog ooit nie, maar definitief in 'n lang ruk en ja, dit het net ek het selfs voor ons met die pot of soos nou begin het ek vir my die dag gesê ek was soos Here laat dit net regkom vir die pot want dit voel nou so fake. Voel nou soos daai mense wat omval voor die kerk. Ek joke, ek maak 'n grappie. Party mense dink is fake. Ek weet nie of dit fake is nie. Ek het nog nooit omgeval voor 'n kerk nie, maar ja, to each their own voel ek. Maar en ek dink baie keer in ons walk met Jesus is ons hygelaars. Want jy streef nog na iets. Jy is dit nog nie. Verstaan? Ek wil so aangerop wees deur die Heilige Gees dat ek op die vloer val. Ek dink dit moet 'n amazing experience wees, maar dit het nog nooit met my gebeur nie. Ek het al baie ander vreemde goed in die kerk gedoen en my kinders se oë groot laat trek en my man laat 'n paar tree 'n paar tree regs staan. Maar nog nie omgeval nie. Ja. En so, hoe sit ons God eerste in ons lewe? Ons het maar ja, ek het nie baie tyd by die Here spandeer hierdie week nie, honestly. Ek het vanoggend toe ons gaan walkie-talkie, het ek net ervaar dat hy is besig om my in 'n soos in 'n seisoen van gebed in te neem. En miskien is dit ietsie wat anders voel. En dis hoekom ek voel dat ek ver is van hom af of nie dat ons ooit ver is van hom af nie, maar dat ek voel net nie soos comfortable in my verhouding met hom op die oomblik nie. Dis vreemd. Dis nie maar mense groei nie, as jy ongemaklik voel nie. Ja, ek het ook vanoggend nogal gedink, miskien is dit soos 'n heilige onvergenoegdheid. Fancy, Sjoe. maar dis 'n moswoord. Hulle het dit voor aan die begin van die jaar gebruik. Ek gebruik dit nooit en ek weet nie of ek dit reg gaan uitspreek nie. Samesies. Maar ja, ek dink miskien is dit dat hy my roep na dieper of ek voel dieper, maar hierdie week het ek net super vlak, super shallow gevoel. Maar nonetheless het ek nog steeds versies gekry. So, my eerste versie en al my versies is uit Matteus. Ons is besig om daar in Bybelstudie te doen op die oomblik. En die eerste versie is en Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. En dit is 'n tall order, want dit is met elke liewe deel van jou. So ek ervaar as ons die Here met lief hê met ons hele hart, beteken dit ons emosies, gevoelens, alles moet surrendered aan hom wees. En selle met ons siel laat my altyd dink aan soos jou denke, jou wil, soos wat jou besluite, dit moet neergelê word. En jou gedagtes obviously weet ons is iets wat die Here ons oor en oor sê om te onder sy gesag te bring. En dan laaste is dit jou hele verstand. Dis eintlik jou gedagtes. Ek dink jou siel is jou wil, soos jou begeertes. Jou expectations. Ja, jou identiteit eintlik. Dit is wat jou siel is. Jou siel is jou persoonlikheid en is dit gekoppel aan Jesus? Want dit is ook die eerste versoeking wat eintlik in die tuin gebeur het. Soos hy het vir hulle gesê hulle sal meer soos God wees. Hulle identiteit was reeds, daar was geen ander ding in die skepping wat so baie soos God was soos hulle nie. So hy het hulle juis aangeval op wat hulle reeds was. Sjoe. Ja,
En ek dink die vyand doen dit met ons ook, as Ja. ons nie ons identiteit in God vind nie. En miskien is dit hoekom ek so weird gevoel het hierdie week, want soos miskien het ek my identiteit begin vind in die goed wat ek vir God doen. Soos ek gaan draf en dan praat ek met die Here en ek doen my Bybelstudie in die oggend en ek spandeer my stilte tyd en ek praise and worship daar in die sitkamer en nie in die feit dat ek is sy dogter. Maak nie saak of ek al daai goed doen of nie. Soos al was ek gestremd, al kon ek niks doen nie, was ek nog steeds sy dogter. En ek dink dit is wat ons moet besef. Wow! Dit was 'n epiphany oomblik. Ja, Ek dankie dink sis. ja, ek dink die ding is as sodra ons begin dink dit wat ek doen soos jy sê en dit is niks van ons nie, dis alles van God. Ons is syne en hy het ons gekies en ons kan niks aan doen nie. Ja, ja, ja. Verstaan? Ja. Jy kan net gehoorsaam wees en ek dink dit is waarmee ons sukkel en ek presies dit, ons soek ons identiteit op ander plekke en dis wanneer ons begin sukkel, dis wanneer dit begin te mekaar raak en chaoties raak, is as ons value en ons identiteit ergens anders gaan soek as by hom. Yes. Ja, en dit gebeur so maklik. Maar dit is 100% die vyand en sy gedagtes of die gedagtes wat in jou kop plant en wat vir my eintlik upsetting is hier waar ek nou sit. Is soos ek weet hierdie goed. Ja. Soos ek weet elke gedagte kom nie van my af nie. Maar dit is asof daar tye in jou lewe is wat jy swakker is. Ja. En ek sweer, ek het nou al begin dink, is ek naby my tyd? Want dan voel ek altyd vir my of ek soos baie makliker val vir enige temptation. Maar ek dink nie ek is nie. Ek is nie 100% seker nie, maar ek weet nie. Dit is nie iets fisies nie. Dit is iets wat ek dink mense ook moet besef. Ons is maklik om goed op ons liggame of fisiese omstandighede te blameer, maar enige iets wat in die fisiese gebeur is 'n manifestasie van die geestelike. God het gespreek en toe is daar 'n fisiese realiteit. So daar is altyd eers gees en dan 'n fisiese realiteit. En die probleem is ons gaan nie terug na die geestelike toe nie. Soos toe ek begin agterkom hoekom act ek weird. Hoekom moes ek dadelik nog goed toe gedraai het en gewees het soos Here, wat gaan aan? Help my. Kyk, ek het baie help my gebid hierdie week. Ek was net soos Self. ek verstaan nie wat nou aangaan met my nie. Ek het dan nou so goed gedoen laas week. Ja, Verstaan jy? Jy Ja. is 'n ster. En dit was so maklik. Hoekom is dit nou nie? En miskien is dit juis hoe hy ons nederig hou. Ja. Want hy sê vir ons, ek dink is in Maleagi waar hy sê, love mercy and walk humbly with the Lord your God. En ek dink dit is hoekom vas deel moet wees van 'n Christelike godsdiens as ek dit kan noem of jou verhouding met God, want dit is 'n manier om jou humble te hou. Maar sodra dit soos 'n ding is wat jou nie humble hou nie, dan is dit ook 'n probleem. Soos dit is so moeilik. Daar is 'n fyn lyn tussen goed doen vir God en goed doen vir jou eie eer wat regtig nie die Here se wil is vir ons nie. Laas week het ek 'n paar keer soos een keer het hy vir my gesê, "Okay, draf 2 keer om eens tyd." So ek soos, "Ek weet nie of ek dit kan doen nie, maar cool, toe kry ek dit reg." Toe is ek impressed met myself. Al het ek van die begin af geweet dit is die Here. Hy is my bron van krag. Ek moet die hele tyd scripture vir myself sê net om die draf klaar te maak. Maar dan is ek chuffed met myself wanneer ek klaar is. Kyk wat ek gedoen, Dwayne. Ek het 2 keer omgegaan. Maar en ek dink dit is ook hoekom hy dalk van die begin van die week gesê het hou op met die draf. Sodat ek besef want ek het vir hom gesê ek wil miskien nie die kinders se rugby gaan kyk nie en saam met jou daai Daai estate series. ja, die estate Maar series kyk hoe gaan goed is hy want ek was siek. So ek het nie gaan hardloop nie. So as jy dit besluit het, so ek self vir jou gesê het ek's uit. Ja. So hy het voorsorg getref en Ja, gesê. maar toe vra hy my hoekom? Hoekom wil jy dit gaan draf? Soos want hy het vir my die draf gegee vir gesondheid. Verstaan, wat kry ek as ek in 'n series gaan draf? Eer. Ja. Dis wat ek gesoek het. Ek wou gehad het mense vind ek's oulik want kyk nou kan ek 10 kilometer draf.
En ek dink dit is iets waaroor ons moet waak. Want ek dink ook baie keer sit ons jukke op onsself. Soos ek gaan hierdie doen en ek dink ek doen dit want ek's nice, maar eintlik doen ek dit want ek soek daai eer van dat ek Ja. 'n nice persoon is of dat ek 'n hulpvaardige persoon is of dat ek 'n capable persoon is. En daai jukke is nie van Jesus af nie. Soos hy het goedjies wat hy wil hê ons moet doen, soos hy wil hê ek moet draf, maar hy wil nie ek moet 'n 10 kilometer gaan draf nie. Hy wil hê ek moet draf vir my gesondheid want dit is sy tempel en dit is sy huis. Maar wat dra 'n series by tot my en sy verhouding? En ek dink dit is deel van hoe hy die Here lief hê met elke deel van jou. Niks wat jy doen moet vir jouself wees nie. Alles Jesus sê self, ek weet nie waar nie, iewers in die Gospels van I do only what I see my Father doing. En dit is waar ons moet kom. Ons moet kom vir ons net doen wat hy vir ons sê om te doen. En ons moet dit vat in feit, want nie een van ons is ooit 100% seker. Ek meen hy bilder nie uit die hemel uit, hierdie is my geliefde dogter en wie ek welbehae het vir elkeen van ons nie. Maar hy praat tog met ons deur ons gedagtes. En baie keer hoor ons, maar ons is nie seker nie. Ja. Maar gaan op wat jy hoor. Hy is 'n God van genade. En ek seker hy behalwe obviously nou as dit iets is so skoppiehond, dink jy dit gaan hy nie sê nie, maar ek meen as jy kan discern en ek dink veral as dit miskien iets is wat jy ongemaklik mee voel, maar jy weet dit is iets wat jy al in die woord gesien het. Ja. Ek dink dit is so afhanklikheid van hom, dat mens moet elke oomblik afhanklik wees van hom en ek dink as mens baie keer dit vergeet en ek dink ons het dit al in vorige sessies ook gesê, vir ons probeer baie keer so ons eie dit op ons eie doen, want ons kan. Ek is sterk, ek kan dit doen op my eie, maar dan vergeet ons daai afhanklikheid. Ja, ons het En nou weer begin praat van om te bid. Ja. Want dis hoeveel ons vergeet Dit van is ons afhanklikheid. Ja, dit is presies so. Ja. En ek dink daai as mens vergeet van afhanklikheid dan vergeet jy wie jou bron is, wie jou identiteit is en dan begin jy jouself in daai ander soek en dit is gewoonlik as mense daarby inkom. Soos as iemand iets weer sê en jy sê, "Ai, eintlik is ek oulik." Of as iemand iets sê. So ek dink dit is dalk ek weet nou nie hoe hierdie versie daar begin inpas nie. Ek gaan hom maar skiets in die donker gee. Maar van die versies wat ek gekry het, Psalm 33 vers 11, want ek het ook 'n baie help my, want ek was die hele week siek met die kinders en dit was regtig 'n rowwe week en dit was definitief 'n help my week en ek dink dis wat God vir ons wil wys het om in sy orde te kom, moet ons afhanklik wees van hom. En dit is waar ons moet wees elke oomblik van die dag. Ons moet nie op ons eie insigte staat maak nie, ons moet nie op ons eie krag staat maak nie, want sodra ons daar begin, dan begin jy al die ander goedjies wat jy dink jy kan self doen. Maar kom ons kyk hoe bring jy die Bybelversie ons. Psalm 33 vers 11. Die raad van die Here bestaan vir ewig, die gedagtes van sy hart van geslag tot geslag. So ek dink net dit is nog altyd so in die gedagtes wat hy vir ons het en ook daai wat jy gesê het van wat hy oor ons dink en wat hy oor ons voel en hoekom hy vir ons lief is en dit is hoekom hy is nog altyd daar en dit is hoekom ons dan by hom moet bly en dan ook 22 en 21 en 22. So want ons hart is bly in hom omdat ons op sy heilige naam vertrou. Laat u goedertierenheid, Here, oor ons wees net soos ons op u wag. En ek dink is net dit, ons moet elke oomblik afhanklik wees van hom en vir hom wag vir alles. Dat mens nie op jou eie insigte begin staat maak nie. Ja. Ja. Maar dit is so moeilik. So Dis sodra jy baie begin dink, dit is nie eintlik so moeilik nie. Ek dink mense moet seker net waaksaam wees daarvoor. Maar sodra jy eintlik voel dit vir my begin wanneer goed maklik raak vir jou. Verstaan jy wat ek bedoel? So dis moeilik die eerste keer om op te staan en Bybelstudie te doen. Dis moeilik dalk die tweede, derde keer. Nee, dis 'n slegte voorbeeld. Dit is altyd moeilik om op te staan, maar jy weet wat ek bedoel, soos hierdie goed wat ons habitually vir die Here doen. Ja, opofferings. Dis eintlik offers wat ons vir die Here bring. Ons offer ons tyd. Sodra dit begin maklik raak, dan is dit asof jy dit uit jou eie krag uit begin doen. En dit is nie ooit dat jy uit jou krag uit doen nie, want dit sê in him we live and move and have our being. So ons kan niks doen sonder God nie. Deur hom is ons tot alles in staat. Maar wanneer ons vergeet, want dit is wat soos jy dink ek het hierdie nou al so baie gedoen, ek kan hierdie kyk doen. hoe oulik is ek met Bybelstudie.
God is lief vir my, want ek is eintlik oulik. Yes, ek tog ek gaan my nou regtig iets in die Ja. Bybel wys. Toe vang ek eers, okay, wag, sy kom en Ja. maar ja, presies dit. Maar kom ons bid gou vir ons aangaan. Yes. Here, baie dankie dat ons weer bymekaar kan kom en U naam kan grootmaak. Baie dankie dat U ons elke dag wys hoe afhanklik ons van U is. Dankie dat dit genade is, Vader, en dat U tugtiging beteken U het ons lief. Vader, help ons om in U weë te wandel. Laat hierdie boodskap harte aanraak en laat elke persoon wat daarna luister hoor presies wat U wil hê hulle moet hoor. Dankie dat hulle ook op die regte tyd gaan luister. Dankie dat jy hulle harte voorberei vir die boodskap en dat daar 'n 100voudige vrug in hulle lewe gaan voortkom. In die naam van Jesus Christus. Amen. 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 Pas as ons intro was net baie lank vandag. Nee, dit was 'n lang intro julle. Dit was nie ons maak nie foute hier nie, hoor. Nee. No foute. Ja, en my volgende versie, en hierdie is actually soos 'n skerrierige versie vir my, is want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei en daar is min wat dit vind. Want vir my beteken dit as jou lewe net lyk soos almal om jou se lewe, dan is jy 10-10-1 nie by die regte poort nie. En soos daar's nog 'n versie is wat sê soos we are a peculiar people in Engels. Ek kan nie onthou waar dit is nie, maar dit is vir my so 'n mooi versie want ons is gemaak om uit te staan. Ons is nie gemaak om net in die crowd te sit nie. Nee, hy noem ons 'n royal priesthood. So in die eerste plek is jy royalty, soos jy is 'n prinses van die hemel. En dit is so jy soos lewe accordingly. En in die tweede plek is jy 'n priest. So wat 'n priester se rol is om God aan mense bekend te maak en mense aan God. So jy staan in vir intersessie obviously en dan ook moet jy 'n verteenwoordiger van die Here wees. En soos mense moet die Here in jou kan sien. Soos as mens kyk na die Ou Testament se wat die priesters aangegaat het ewen. Soos dit was so obvious dat hulle anders was as al die ander mense, soos hoe hulle klere gewef het, soos in die kleinste detail tot wat op hulle skouers moes wees. Soos ons moet so uitstaan in elke geselskap, in elke vertrek, in elke byeenkoms, soos mense moet kan sien daar is iets anders aan jou. En daai anders moet Jesus wees. Soos ek hou van edgy goed. En ek het soos 'n oorbal dingetjie so aan die kant van my oor wat ek spesiaal van Timo afbestel het en ek het baie van hom gehou. En toe dink ek oor die feit dat Jesus is ons hoëpriester. So hy is die author and perfecter of our faith, so ons streef sy voorbeeld na. En as ek aan Jesus dink, dan en soos ewen in stories waar hy betry word, ek onthou ek het eendag 'n tekenprentjie gekyk en dan waar hy gedoop word, dan sien jy sien actually net sy voetjies wat so in die water ingaan. En net dit was 'n tekenprentjie van hom, maar dit het so 'n presence gehad. Dit en soos die Bybel sê, hy was nie 'n aantreklike man nie, daar was niks aan hom wat hom fisies laat uitstaan het van ander mense nie. Maar sy spirit en die woord sê ook soos ons sal geken word aan ons liefde, soos ons liefde vir God en vir mense moet so anders wees dat mense dit dadelik kan ervaar. Soos ons moet ook soos as ons in 'n kamer instap, moet dit verlig. Ons moet soos die lig van die partytjie wees sonder om die lig van die partytjie te Presies, sonder om Nee, enige ons moet die lig van die partytjie nie die life of the party wees nie. Exactly. Ja. Presies, want en toe ervaar ek regtig soos ek moet want daai oordingetjie was iets van my wat ek gevoel het my laat uitstaan en toe sit soos dit moenie jou fisiese wees en daar's 'n scripture ook iewers wat sê soos moenie laat vlegsels en nog ietsie van vroue. Ja, juwele en vlegsels. Ek is in Spreuke. Exactly. Wees wat jou mooi maak as 'n vrou. Jy moet 'n quiet and gentle spirit wees en dit is die Holy Spirit. Die Holy Spirit is wat jou moet laat uitstaan.
Ja, so ons moet bietjie vreemd wees, Mm, maar op 'n godly manier. mm. Maar nou my volgende versie, toe jy in die begin gesê dis eintlik 'n scary versie. Ek Ja, dink jy moet jou bang maak nie, want hoor wat sê my volgende versie. okay. Jesaja 43 vers 1. Maar nou so sê die Here jou skepper Jakob en jou vermeerder o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het vir jou by jou naam geroep. Jy is myne. Oh my Weereens niks wat ons kan word. doen. Niks wat ons gaan doen kan ons red nie. Nie ons werke nie. Hy het ons geroep. Ons is syne. Jy is sy dogter. Jy is sy dogter en ek stem saam, mens moet en ek dink mens moet net heeltyd daai ek sê nie mens moet die werk insit om gered te word nie, maar die feit dat hy ons heeltyd roep en ek dink dis waar die genade kom. Ons het nou gesê dit het regtig ons gevoel asof hierdie 'n week van grace was, verstaan? En dis waar die genade inkom want niks wat ek kan doen kan my laat gered word nie. Nie hoe oulik ek is, nie hoe baie keer ek maar omdat ons vir hom lief is. Omdat ons vir hom lief is. Parakenikel. Moet ek dit nie sê nie, want ek stil bly. So, omdat ons vir hom lief is, dit verstaan hy het ons gered. Ons is syne, ek is sy dogter en ek omdat ek moet daai dit wat ek doen moet ek uit liefde vir hom uit doen en nie omdat ek bang is dat ek nie gered gaan word nie. Ek gaan omdat hy my gered het en omdat hy my gekies het en ek lief is vir hom, gaan ek anders wees want hy het my gekies. Amen. Dis wat my anders Yes, maak. jy's reg. Dit is ons gaan anders wees. Yes, ons is reeds anders, soos en dit is 'n proses. Dit is 'n proses en ek Ja. dink mens moet net aanhou dat ek dink mens moet die genade daarin sien dat 'n mens aanhou trek want hoeveel keer nou het ek 'n goeie week, nou het ek 'n slegte week en dit is nie hy is nooit ver van ons af nie. Dit is net my emosies en my menswees, maar hy hou aan om ons te trek. Hy hou aan daai skuldige gewete wat jy laat sê, ek moet by my Bybel sê ek moet verstaan daai is sy stem en dit voel vir my dit is wat sy liefde vir my wys. Die feit dat hy my nooit ophou trek nie. En ek dink as ons op 'n punt kom wat ons voel ek is oulik, dan vergeet ons dis hy wat ons trek. Ons dink dis ek wat loop. Maar intussentyd skie ons lekker agterna, maar ons dink dis ons wat so oulik is. Intussentyd is dit hy wat net nooit ophou trek nie. Ja. Ja, dit is so. Dit laat my dink aan soos Jona. Ons het 'n rukkie terug. Wat doen jy? Is jy met 'n geheadpad? Dink sy wil Calm langs jou kom sit. down, Lisa. Lisa. Anyway, sorry, ons net gou 'n hondjie daar in die midst of it gehad. Miss Lisa. Ja. Mamma. Jona het soos regtig uit sy pad uit gegaan om sy skepingsdoel te probeer vir my. En God het hom eenvoudig nie toegelaat nie. Soos en dit is soos eintlik soos wat jy sê dit is grace. Want jy gaan val. Daar's nog iewers 'n scripture wat ek soos hierdie week gelees het, maar ek kan nie onthou waar nie. Wat dit sê soos ons val, maar ons bly nie ons bly nie onder nie. Ja. Soos Christene val ook, maar God help ons elke keer weer op. Ek dink as ons gehoorsaam is, gaan die pad makliker wees en ons gaan minder val. En ek dink as ons ongehoorsaam is dat ons val en dat dit moeilik en moeite is om weer op te staan. Maar dit beteken nie dat ons nie gaan opstaan nie. Dit is net 'n moeiliker proses dan om weer by hom uit te kom. Want hy's nog heeltyd daar, maar jy moet daai step in faith en daai gehoorsaamheid en jy moet dit weer begin en dan is dit weer 'n maklike pad en dan val jy weer en dit is hoekom hy vir ons lief is. Nie hoekom hy omdat ons val nie, maar hy is omdat hy lief. vir ons lief is. Omdat hy vir ons lief is dit okay dat ons val. Yes. He's got us. Ja. En ek het nie nog iets nie, het jy nog iets? Ek gaan my volgende versie lees. Ek O, weet nie Jessie. regtig of jy daai ene wat ek vir jou gesê het dat ek weet nie O, regtig. die comforting comforter. Ja, Lees hom. vertrus. Kyk, 2 Korintiërs 1 vers 3 en 4. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferming en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerlei verdrukking is kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. En ek dink dis dit. Ek dink is daai anders wees en ons liggies laat skyn. En as jy by 'n kamer instap, kan mense sien jy's anders en hulle en dit is nie dan ek wat anders is nie, dis God wat deur my die lig laat skyn wat ek vir ander mense iets kan beteken en ander mense na God toe trek. Yes. Omdat ek sy lig laat skyn. Ja. En die Dit is vertroosting in wanneer ons val. Dis wat dit my aan laat dink. Soos want soos ons raak, ek weet nie, ek raak hard op myself as ek voel ek doen iets wat God nie behaag nie. Nie so hard dat ek nie ophou om dit te doen nie. Ek's nog steeds is
ongehoorsaam, maar en ek dink ook shame is nie van God af nie. Soos shame is definitief van die vyand af en sodra ons begin enige gedagtes van shame ervaar, want ons 'n verskil tussen conviction en shame. Conviction is ek weet wat ek nou verkeerd gedoen het en ek bring dit na God toe, ek bely en dan is ek vry van daai sonde want dit is wat sy woord sê. Maar shame is as ek die hele tyd sit en dink oor my foute. Dis eintlik weer in eie krag operate, want nou straf jy jouself. Ja. Verstaan jy? En in plaas van om dit na God toe te vat, want dit is die groot ding. As jy gesondig het en ons almal gaan sondig, ons almal gaan van tyd tot tyd ongehoorsaam wees. En daar is genade daarvoor. Dit is hoekom Jesus gesterf het, nie vir ons om dit te gebruik as 'n lisensie om te sondig nie, maar as insurance. En bring dit net na God toe. Moenie soos Adam en Eva in die tuin gaan wegkruip nie. Jou identiteit het nie verander nie. Dit was 'n insident. As Adam en Eva met die eerste sonde dadelik gesê het, God, ons is jammer, ons moes nie hierdie gedoen het nie. Dink net hoe anders sou die hele skepping gewees het. Want God se hart is, hy is quick to forgive. Dit is wat hy sê, rich in mercy. So ja, ek dink ons moet hierdie week net dit onthou. Soos God se vergifnis is oneindigend. Al wat dit kos is belyding. Dis letterlik al. En hou maar net vas aan hom. Hou net aan om terug te keer na hom toe. Moenie set raak in die goed wat jy vir hom doen nie. Raak rus in sy liefde, rus by sy voete, rus in sy teenwoordigheid. Ja. En ek dink ons dink dit is iets wat ons moet doen om God heel eers te stel. En ek stem 100% saam met mense kan nie net terugsit en sê okay, my lewe gaan nou gaan, maar ek dink is niks wat ons kan doen nie. Ons moet antwoord as hy ons roep om gehoorsaam te wees en ek dink as jy daai hom eers stel, dan gaan al die ander goeders in plek val. Yes. Want en dis wanneer dit maklik raak in 'n mate want jy gaan op hom fokus en jy gaan die identiteit by hom kry. En ek dink dit is iets wat ons kan doen nie, dis hy wat ons trek en ons moet net aanhou dankbaar wees vir sy liefde en vir sy trek waarmee hy ons trek. Dis 'n trekkerige trekker, hè? Trekker hy vertroosting troos. Ja, let's do that. So dit is ons uitdaging hierdie week om te rus in God se liefde en net daar's 'n Engelse soos frase wat dit so mooi sê. Dit sê seek his face, not his hand. So soos jou hart moet wees om tyd by God te spandeer, nie net om die vrugte van jou verhouding met God in jou lewe te sien nie, maar om actual tyd seek his heart eintlik is wat ons moet doen. Goed. Nog ietsie van jou kant af? Ek is klaar. Goed dan. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious towards you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Sien julle, luister julle, ek doen altyd hierdie so weird. Maar ons ken jou weer, ons catch you on the flip side. Bye. Bye.